Goeiemôre. Ons lees vanmôre 2 Samuel 15 vers 18 tot 22 en 2 Samuel 18 vers 2. Die verbondsark in die Ou Testament was 'n simbool van God se teenwoordigheid. Waar die verbondsark was, daar was God se teenwoordigheid aktief. Ons almal ken die verhaal waar Dawid hierdie ark probeer skuif sonder die voorskrifte van die Here en in die proses is Ussa dood. En as gevolg daarvan het Dawid die ark by Obed-Edom gaan bære en hy was bang vir die ark. Hy wil nie meer iets met die ark te doen hê nie. En toe sien hy hoe die Here hierdie man en sy gesin skielik begin seën. Maar waar die teenwoordigheid van God is, daar is ongelooflike seën. En ek sit en dink baie keer doen ons presies dieselfde. Iets gebeur in ons lewe en ons besluit om die Here eenkant toe te skuif. Ons besluit om maar net 'n dooie tipe godsdienst te handhaaf waar ons gaan kerk toe en ons bid so nou en dan, maar ons kom nie meer in God se teenwoordigheid nie, want ons is kwaad vir God of ons is bang vir God en hierdie dinge maak dat ons nie meer regtig naby God wil kom nie. Want ons het seer gekry of ons is teleurgestel en nou wil ons nie meer werklik in God se heerlikheid kom. Ons wil God liewer op 'n afstand hou. Ons wil liewer aangaan met ons lewens soos wat dit was. Maar dan mis ons hierdie seën wat die Here oor ons kan uitstort. Dan mis ons die voorspoed wat die Here vir ons beloof het. In Jeremia 29 sê die Here, ek beplan vir julle voorspoed en nie teëspoed nie, maar ons skuif die heerlikheid van die Here eenkant toe. Ons soek nie meer die Here nie en dan kan ons nie in hierdie voorspoed in beweeg. So kom ons bring tussen hakies die verbondsark, die heerlikheid van die Here terug in ons lewens, deur na die Here te soek. Want hy sê ook in Jeremia 29, as julle na my soek, sal julle my vind. En dan sê hy in 2 Petrus, bid sonder ophou. Kom ons kom by daai punt uit waar ons weer aktiewelik die heerlikheid van die Here in ons lewe soek, sodat ons daai voorspoed, daai seën kan ontvang. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur het nie. Maak nie saak hoe seer jy gekry het, hoeveel jy die Here blameer. Sy teenwoordigheid is die enigste helende faktor in ons lewens. Dit is die enigste manier vir ons om werklik geestelik gesond te wees. Dis die enigste manier om werklik God se voorspoed en sy seëninge te ervaar. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe en ons kom vra vir U, Here, help ons om die geestelike verbondsark terug op sy regmatige plek in ons harte te sit, sodat ons U seën kan ervaar, sodat ons U vreugde in ons lewens kan ervaar, sodat ons U teenwoordigheid konstant kan ervaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.